Julle 'n idee van wat 'n dollar werd is? Ekskuus? R17.65. Vir $1? Ja. Dis baie geld. Dis daarom nog nie so duur soos Engeland se geld. My kind bly in Engeland, hy het 'n ponde. Dis daarom nog nie soveel nie, maar is baie, nee. So R200 in 'n dollar se geld is nie baie werd nie, nee. So verskillende lande het verskillende waardes vir geld, elkeen het sy eie waarde vir geld. Ek wil net hê, en dan, ons is almal in dieselfde wêreld. Ons gaan elke dag, JP, kom so. Elke dag gaan ons winkel toe. JP, kom. Elke dag gaan ons winkel toe. Wat koop ons? Brood en melk. Brood en melk. Baie mense het hulle gedagtes, staan nie langs my. Baie mense het hulle gedagtes vir my uitgeruil en gesê, ja, dit beteken, kom ons gaan gou weer Berna, wat sê jy? Brood en melk. Ja, maar die geld en die Bybel? O, ek het gesê, Gou, whatever. Ek het gesê, hoe meer geld, meer jy spend, hoe verder trek jy weg van jou Bybel. Okay, Lila? Nie laat geld jou lewe oorheers, dis die Here se plek. Anybody else? Sê vir my wat dink jy, ek wil net gou so 'n bietjie sien. Of verkeerd. Ja, daar's nie 'n verkeerde antwoord. Dit is kom om te sê, maar dat ek sê ekonomie wat val, maar God is nog steeds aan die Here. Amen. Dit is so. Baie mooi. Nog? Iemand nog? Kom, julle, ek wil julle gedagtes so. Wat sien jy? Die dinge hang nou al hier vir meer as 'n maand. Kan ek vir julle sê wat my skoonma gesê het? Sy het gesê, jy kan nie 'n plek in die hemel koop nie. Al het jy hoeveel geld, kan jy nie 'n plek in die hemel koop nie. So was ek besig om die mense te sê, anders sê, jy kies die Bybel bo kan die geld. Is dit so? Is daar mense wat vir my so gesê het? Nee. Ja. JP gaan gou op die strokies, dan lees jy gou vir my, wat is daar op die strokies? Wat sien jy gou? Vinnig, wat sien jy? Sien jy brood, sien jy melk? Wat sien jy? Lees gou vir my, wat sien jy? Kom Harry, help hom. Sweet koeldrank. Ek wil weet wat daar staan. Lees, klip af, sommer onder, middel. Okay, hierso is klauwermelk. Ja, nog. Dan is daar Haggina melk. Ja, nog, gaan af. Blue Ribbon, classic witbrood. Okay, gaan nog af. Dan moet 'n hardware vir ding. So julle hoor, die ouens wat gesê het, jy moet kies tussen die Bybel en die geld. As jy die Bybel het, hier's die Bybel. Ons almal loop met 'n Bybel, nee, ons almal loop met 'n Bybel. Maar jy het die geld nodig, jy werk vir geld. As jy nie geld het nie, noem die wêreld jou arm. As jy arm is, wil niemand met jou iets te doen hê nie. Jesus in sy lewe op die aarde het nie 1 sent verdien nie. Toe hulle vir hom sê, jy moet nou betaal, wat het hy gedoen? Wie weet? Kom al die slim mense, steek op jou aan. Hulle het vir Jesus gesê, nou moet jy betaal. En toe kom daar geld uit. Hy het vir iemand gesê, gaan na die vis toe en haal die geld uit sy bek uit. Jesus het nooit 'n sent verdien op die aarde nie. Het hy? Nee, nooit nie. Hy het die mense uitmekaar uitgeslaan toe hulle begin besigheid maak oor geld. Wat het toe gebeur? Nou dit was in die tyd toe Jesus gelewe het. Wat het toe gebeur? Geld was al daai tyd 'n issue. Deur die jare, hoeveel jare is ons nou hierso vandat Jesus hier was? 2025 en geld is nog steeds 'n issue. So as jy nie geld het nie, kan jy nie hierdie dinge koop nie. Hier is wat mense gekoop het in hierdie gemeente. Kan jy net dink in die wêreld, wat het jy gesê die dollar? Nee, waar is die dollar in Amerika? Die mense in Amerika, hoeveel geld spandeer hulle nie? Hoe hard moet hulle nie werk om hulle dollarsign te kan verteenwoordig nie? Toe het ek nou gewonder, wat sê die Bybel nou oor geld? Deuteronomium 8 vers 17 tot 19 praat met jou oor rykdom. Wie's ryk? Money-wise, wie's ryk? Is hier niemand wat ryk is nie? Sjoe, jy's 'n arm gemeente hier, hè? Deuteronomium 8 vers 17 tot 19 en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het van my hierdie rykdom
verwerwe. Jy wat in jou hart dink, daar's 'n ding wat ek sê. Daar's 'n ding wat ek altyd sê. Ek sê dit altyd. Wat hier ingaan. Wat hier ingaan, wat jy hoor, gaan lê in jou hart. Wat in jou hart, wat die hart van vol is. Nou sê hierdie stuk in die Bybel, en jy in jou hart dink, jy wat in jou hart dink, my krag en my sterkte van my hand het hierdie rykdom verwerwe. Dink bietjie daaraan. Maar dink aan die Here jou God, dat hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. So met ander woorde, God het beloof aan jou voorvaders oor vandag. En moenie jy vergeet dat dit die Here is wat sê, laat jy self sê, dit is ek wat my rykdom verwerf het nie. Which is not. Ek is jammer vir jou. Gelukkig is hier niemand wat ryk is nie. 1 Timoteus 6. Timoteus 6 sê, beveel die rykes, gelukkig is hier nie rykes nie, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om dit te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle skat weglê 'n goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Matteus, die Bybel is vol van geld, nê? Die wat dit nie geweet het nie. 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle gegee word. Wie ken die storie van Salomo? Hey, kom, hier is meer mense wat weet van Salomo. Weet julle nie wie was Salomo nie? Lala, wie was Salomo? Was een van Dawid se kinders. Was een van Dawid se kinders. Wat het met hom gebeur? God het hom beloof hy sal van enigiets gevra vir wysheid. Hoekom? Om wat te doen? Om die hele Israel te kan. Om sy volk te lei. Hy het nie gevra vir rykdom nie. Hy het gesê, Here, gee vir my wysheid om u volk te lei. En toe wat kry hy? Toe kry hy die wysheid en hy het nog vele meer ook. Rykdom en hy het status gekry. Wie van julle ken die koningin van Skeba? Ag nee, kom mense. Hi, hoena. Queen of Sheba. My ma het altyd vir my gesê, moenie dink jy's Queen of Sheba nie, hoor. Die koningin van Skeba het nou vir hom gaan kuier en sy het gesê, net die manier wat sy slawe, sy knegte, sy dienaars op die trappe loop, het sy geweet presies wie hy is. Wie het hom gemaak wie hy is? God. Hy het vir hom gegee alles wat hy wil hê. Jesegiel 28 vers 5. Vandag is julle hier om kerk te gaan hoor. Ek is net die voorprediker. Deur die grootheid van jou wysheid en jou koophandel het jy jou rykdom verneder en jou hart het hoogmoedig geword deur jou rykdom. Deur jou grootheid van jou wysheid en jou koophandel het jy jou rykdom verneder en jou hart het hoogmoedig geword deur jou rykdom. Hoor julle dit? Romeine 11 vers 12. En as hulle val, die rykdom van die wêreld is hulle tekort, die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle voluit dit nie meer wees nie. Ok, kom ons gaan nog ene. Dan gaan ek julle mooi vertel. 13 vers 5. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met dit wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Het julle 'n ander prentjie oor geld? Die geld, hierdie note, hierdie R100, die R50, die R10, die dollarsign, alles wat daar is, alles wat met geld te doen het, is nie 'n sonde nie.
Jy moet geld hê om te kan koop wat jy koop. Jy moet geld hê om te lewe. As jy nie geld het om hier te betaal nie, kan jy nie bly nie. Jy kan nie vir jou brood koop nie, jy kan nie jou kinders grootmaak nie, jy kan niks doen nie. Wat is die doel van geld? En die dollarsign? En die Bybel? En alles? Wat het alles in gemeen? Want om geld te hê is nie sonde nie. Jy moet geld hê om te kan lewe, dit is hoe dit is. Maar daar's 'n ding aan geld en daar's 'n ding aan die Bybel om hulle bymekaar te bring. Die liefde vir geld. Waar is jou liefde vir jou geld? Om die liefde vir geld na te jaag, is waar die moeilikheid kom. Om geld te hê is niks nie. Om hierdie goeders te koop is niks nie. Ek het julle gemislei vir 'n maand lank. Dit is nie sonde nie. Jy moet geld hê om te kan lewe. Want sonder geld kan jy nie lewe nie. Maar waar sit jy die twee bymekaar? Waar lê jou liefde? Dit is om van te kies, of die geld of die Bybel, of die Here of die geld. Jou liefde vir God of jou liefde vir geld. Amen.